Goeiedag, my naam is Bonita Bernardo en ek is die grondslagfase se departementshoof hier by Kantelberg Laerskool. 'n Basislyn diagnose toets was uitgevoer onder die graad 3 leerders en ons het agtergekom dat die leerders sukkel met dekodering as gevolg van swak fonemiese bewustheidsvaardighede. Die doel van hierdie aanbieding is om te wys hoe belangrik klankbewustheid is in die vroeë ontwikkeling van leesvaardigheid. Ons kyk na fonologiese en fonemiese bewustheid, sowel as die voorkomingsintervensie raamwerk wat ons help om hierdie leerders te ondersteun deur spelpletaktiwiteite uit te voer. En so bou ons hul klankbewustheid en leesvertroue op. Fonologiese bewustheid is die Sambreel-term en dit sluit in die vermoë om rymwoorde, lettergrepe en klanke in woorde te hoor en te manipuleer. Dit is deel van gesproke taal. Byvoorbeeld, kat, mat, lat vir rymwoorde en vir lettergrepe ap, pil. Fonemiese bewustheid is meer spesifiek. Dit is die herkenning en gebruik van enkele klanke wat leerders hoor in woorde. Hierdie vaardigheid is 'n sterk voorspeller vir leessukses. Leerders moet leer om klanke te hoor, ontsluit en weer saam te voeg. Byvoorbeeld, vervang die k klankie in kat met m om 'n nuwe woord te vorm wat mat is. Klanke is die boustene van woorde en die geluid waaruit woorde bestaan. Dit sluit in klinkers, middelklinkers en dubbelklanke in. As leerders nie klanke kan onderskei nie, kan hulle sukkel om woorde te lees en te spel. Dit is hoekom klanke belangrik is om vasgelê te word in die grondslagfase. Sonder hierdie vermoë is dekodering 'n uitdaging vir die leerders en kan leesontwikkeling vertraag. Hierdie skyfie is net 'n opsomming van wat ons nou reeds bespreek het. Die voorkomingsintervensie raamwerk help ons om sukkelende leerders vroegtydig te identifiseer wat leesuitdagings het en gee 'n raamwerk van hoe ons hulle kan ondersteun. Dit fokus op fonemiese bewustheid, dekodering en leesvlotheid. Dit maak voorsiening van hoe onderwysers kan ingryp om hierdie probleem te verbeter. Daar is 5 stappe in vir. 1. Assessering en diagnosering. Dit is om te kyk waar die leerders vasval in hul fonemiese bewustheid. 2. Onderwys of heronderrig. Dit is spesifiek om die probleemarea aan te spreek. 3. Is die oefening. Dit is herhaaldelik die vaardigheid in te oefen. 4. Toepassing. Dit is waar die vaardigheid in praktiese lees en skryf gebruik word. En 5. Herassessering, waar ons kyk of daar vordering getoon word en of nog ondersteuning toegepas moet word. Daar is verskeie redes hoekom leerders sukkel om te lees, as gevolg van beperktheid in hul fonemiese bewustheid en leesvlotheid. Daar kan 'n limitasie wees op klankherkenning, stadige lees, swak dekodering om 'n paar te noem. Eksterne faktore sluit in sosio-ekonomiese omstandighede, min boeke by die huis of swak ouerbetrokkenheid. Ons strategie sluit in vroeë identifisering, gereelde assessering, 'n ryk leeromgewing te skep en 'n aktiewe ouerbetrokkenheid te vorm. Ons gaan nou kyk na die onderrig, oefening en toepassingsfase. Die onderrigfase vir beginklanke en lettergrepe is die juffrou gebruik flitskaarte, die onderwyser noem 'n woord, die leerders hoor dit en pak dit uit. Die onderwyser gee dan 'n instruksie soos byvoorbeeld vervang die beginklankie met 'n ander klankie, soos byvoorbeeld as dam die woord is, vervang die beginklankie met k en die nuwe woord is dan kam. Vir lettergrepe gebruik ons die springmielie aktiwiteit. Die
onderwyser lees die woord op die springmielie, die leerders hoor dit en dan klap dit uit, soos byvoorbeeld liggaam, liggaam. As die leerders dan tel hoeveel lettergrepe daar is en gooi dit in die korrekte boksie. Vir dubbelklanke gebruik ons 'n prentkaart. Die onderwyser noem die prente, die leerders luister vir die korrekte dubbelklank en dan klank dit met 'n marker. Leerders kan ook sinne en woorde bou met hierdie aktiwiteit. Die oefenfase vir beginklanke en lettergrepe. Die onderwyser gee 'n prentkaart, lees die eerste prent, byvoorbeeld mis, lees die onderste ry prente, byvoorbeeld duim, kus en son. Dan word 'n wasgoedpennetjie op die korrekte prentjie vasgesteek. Byvoorbeeld as die woordjie mis is, dan moet die leerders soek vir die korrekte woord kus. Die woord of prent kus. Die onderwyser dan ook vra met watter letter is, met watter klank is die beginklankie vervang nie. Vir lettergrepe gebruik ons weer die springmielie flitskaarte. Die woord word gesê, die leerders klap dit uit en tel hoeveel lettergrepe daar is. Soos byvoorbeeld pineappel, pineappel. Daar is 3 lettergrepe. Om dit 'n bietjie moeiliker te maak, moet die leerders die woord met sy lettergrepe neerskryf en 'n prentjie daarby voeg, sodat leerders kan besef dat woorde uit meer as 2 lettergrepe bestaan. Vir die dubbelklinkers gebruik ons die dobbelsteen. 'n Dobbelsteen word gebou met dubbelklinkers daarop geskryf. Die leerders rol die dobbelsteen. Wanneer dit val op 'n klankie, moet hulle dan die klank noem en 'n woord daarvoor gee. Soos byvoorbeeld as dit op A val, moet hulle sê A en dan 'n woordjie maan. Die toepassingsfase vir begin en lettergrepe is ook flitskaarte. Die woord word gesê, soos byvoorbeeld dam. Die onderwyser gee die instruksie, vervang die beginklankie met 'n ander klank, soos byvoorbeeld k, en die nuwe woord is kam. Die leerders brei dan op die nuwe woord uit, soos byvoorbeeld kameel, kameelperd. En so word die leerders se woordeskat ook uitgebrei. Vir lettergrepe gebruik ons 'n prentwiel. Die leerders noem die prentjies, soos byvoorbeeld suurlemoen. Hulle klap dit uit suurlemoen. En al die prentjies wat met 'n s begin, word dan omkring. Vir die dubbelklank gebruik ons weer die dobbelsteen. Die leerders rol die dobbelsteen uit. As dit val op 'n spesifieke klankie, moet hulle dan die woord gee met daardie klank in. Om dit 'n bietjie moeiliker te maak, moet die leerders 'n sin skryf met die woord en 'n prentjie teken. Soos byvoorbeeld A, maan, die maan skyn en teken 'n prentjie agterna. Dit is sodat leerders besef daar's verskeie dubbelklinkers. Ten slotte, fonologiese en fonemiese bewustheid is die boustene van lees en spel. Deur die vir te gebruik, kan ons sukkelende leerders vroegtydig identifiseer en ondersteun deur spelpretaktiwiteite te gebruik. Vir leerders wat uit sosio-ekonomiese omstandighede uitkom, is dit ons verantwoordelikheid om 'n ryk leeromgewing te skep, waar elke leerder die kans kan kry om te groei. Baie dankie dat julle gekom het en vir my kom luister.